Kontak Radio. Ons gesels vanoggend met Reniet Smit, oor haar dogter sy nou wat so weet nie wanneer terug gesien, rukkie terug aan 'n motorfietsongeluk betrokke was. Goeiemôre Sy, baie welkom by ons vanoggend. Môre. Ek het jou genoem jou storie te vir ons 'n bietjie vertel, want jy hoor so baie dinge en alles wat gebeur, alles. Te gedink, wil jy nie graag jou storie vir ons vertel voor die ongeluk en na die ongeluk wat gebeur het nie, vir ons 'n bietjie meer te vertel nie. Okay, ja, die Saterdag aand was my kind se 21ste verjaarsdag. Eerstens wil ek net baie dankie sê vir al die mense wat gebid het, wat sover bygedra het, wat, jy weet, ons ondersteun. Dit beteken baie. En dan wil ek ook vir die derde party sê wat betrokke was, laat ek hoop sy is okay, want ons, jy weet, ons kan nie in kontak kom met haar nie. Okay. Ja, die Saterdag aand het my kind haar 21ste gehad, en ek wil dit net regstel dat die mense baie mooi verstaan, want ek hoor nou al my kind loop die pad af, ek hoor sy die motorfiets gery, dit is glad nie so nie. My kind se kerel het die motorfiets gery, hulle was op pad van die huis af die Sondagoggend 20:11, die 3de Mei, was hulle op pad winkel toe, van Palmyra se kant. Hoe die ongeluk nog presies gebeur het, kan ons nog nie regtig sê nie, want die polisie verklarings is alles gedoen, maar dit is nog nie uit om vir ons te sê presies wat, jy weet, hoe dit gebeur het. So dit vat nog tyd. Ja. Die seun kan niks onthou van hoe die ongeluk gebeur het nie. My dogter herleef ongelukkig al die traumas, sy weet presies wat gebeur het. En, jy weet, ek praat met namens wat my kind gesien het, is, hulle het gery, 'n kar het pad gegee, en daar was nog 'n kar, wat toe by Andermalkoot afgedraai het. En ja, toe die seun het toe nou, soos sy verduidelik is, die motorfiets kon nie vinnig genoeg breek nie. Hy het nie baie vinnig gery volgens haar nie. Ek kan nie praat vir. Ja, jy kan nou nie. Ja, toe hy langs die motorfiets geval en sy is oor die kar na die ander kant van die pad toe. Die seun het sy femur gebreek, hy het sy voet seer gemaak, hy is tans by die huis, hy is besig om fisio te ondergaan. My dogter het baie seer gekry, sy het haar pelvis gebreek op 6 plekke. Hy het baie mooi begin aangroei, maar aangesien sy het inwendige bloeding gehad in die blaas, sy het ribbe seer gemaak, sy het 'n long seer gemaak, gelukkig geen breinskades gedoen. Gelukkig nog, ja. Maar my kind sit met 'n rare seizure probleem, siekte. Dit is nie epilepsie nie. So sy kan nie emosies toon nie, sy kan nie emosies aanvoel nie. So hulle is bang dat sy enigstens 'n seizure kry nou. Naskop amper. Ja. En so van die begin af is ons heen en weer van George Riversdal die hele tyd. Ja, en met die swelling wat toe nou te veel was, kon hulle nooit agterkom dat die rug eintlik die probleem is nie. Toe begin sy kla van haar bene wat dood is. Sy het nie gevoel in die bene nie. So sy het gevoel in die onderbeen van die knie af tot by die voet het sy gevoel. Maar sy het nie gevoel van die heupe af tot by die knie nie. En toe hulle nou 'n MRI en 'n CT scan gaan doen, toe kom hulle agter dat sy het van die middel tot haar lae vertebrae is sy heeltemal vergrys. So nou, hoe die dokter vir ons verduidelik het, is die weefsel moet eers bou om been te bou. As dit nie gebeur nie, dan sal sy in 'n rolstoel beland. Okay, ons het die rolstoel gekry, ons het die stit laat maak, alles. Tot die een professor daar aankom en agterkom, maar hulle het al gevat vir fisio. Jammer.
So nee, nie reg. Hulle het haar gevat vir fisio en op die stadium het die dokter reguit vir ons gesê, kan sy nooit weer na haar lewe loop. So toe besluit hulle, sy gaan Grote Skuur toe. By Grote Skuur gaan hulle nou besluit, kan hulle die weefsel heg? Kan hulle iets doen met die weefsel? As hulle 'n plaat insit, as hulle skroewe gaan insit, gaan dit help. Die kans is 70-30%. So, ja, dis vir ons baie moeilik. Ek het 2 huise op die stadium voor te sorg. Finansieel gaan ek bietjie swaar. Jy weet, ek doen maar koerante en ek koop kosse, maar dis nie altyd so besig nie. Jy weet, my kind het ook goed nodig, die seun het goed nodig, ek moet hulle huise hier betaal, my huise hier betaal, so, ja, dis soos 'n berg op my skouers, wat ek weet nou dan nie meer wat se kant nie. Ek sit die pa sit op hier, dit moet vir julle skok wees om te hoor, oproep kry, sê, jou kind is nou in 'n ongeluk betrokke gewees, want jou kind wat nou net uit die huis het gewees, nou hoor jy, jou kind was nou in 'n ongeluk gewees, dit moet daai, weet jy, wonder die oggend, en die mense moet ook mooi verstaan, my kind drink nie. So die aand met haar 21ste verjaarsdag, was die seun nie eers op haar 21ste nie, hy was by die huis gewees. So, die wat sê dat hulle dronk was op die motorfiets, dit is nie waar nie, want my kinders drink nie. 20 minute voor hulle gery het ek met haar gepraat. En sy het vir my gesê, mamma, ek gaan winkel toe. En die volgende het ons op die een side, het ons 'n foto gekry wat van 'n motorfiets, en ek het bly sê, dis my kind. En, jy weet, toe sal nou klomp mense wat sê, nee, dis een persoon, of dis net 'n meisie, of hulle het nooit gesien, my kind daar aan die ander kant van die pad. Daar was 'n vrouwmens, ek het op Facebook gelees, ek wil net vir haar sê dankie, Linda Smit. Sy was die hele tyd van die begin af, was sy by my kinders gewees, en Darlene en Richard van Taup en die motorfiets, die fietswinkel, was ook op die toneel gewees, wat hulle daar by hulle was die hele tyd. So ek wil net vir hulle sê dankie. Ja, en toe besef ons nie, maar dit is my kind, want toe die een boodskap deurkom om te sê, daar lê 'n meisiekind met 'n rooi skiepins, toe weet ek is my dogter. En hoe sy gelyk het binne nie, jy weet, ek gaan dit vir geen ouer nie, geen persoon nie. Die dokter het ons verduidelik, haar pelvis het so gebreek, dat is dieselfde as jy van 'n 10 verdieping gebou afspring. Sy moes dood gewees het. So, ja, die Here het sy hand oor my kind gehou. Die pad vorentoe, ek vra nou, hoe lyk die pad vorentoe, vir die toekoms vorentoe? Op die stadium kan ons nog nie regtig sê, tot Grote Skuur vir ons laat weet wat gaan verwag. So sy is Grote Skuur toe. Sy sou gegaan het, maar hulle stuur hom nou eers Dinsdag, want hulle moes toe nog scans Vir George vir George gedoen het, wat nou deur moet gestuur geword het vir Grote Skuur se professors. So sy gaan nou Dinsdag gaan sy Grote Skuur toe. Dan van daar af kan ons seker hooplik dan begin uitslae kry om te sê, wat is die pad vorentoe. Sy gaan in 'n rolstoel huis toe kom, het sy of sy kan loop of sy nie kan loop nie, so hulle gee 'n tydperk van 5 jaar wat sy, as sy wel die operasie vat en sy kan herstel, gee hulle 'n tydperk van 5 jaar minimum wat sy eers kan herstel. So jy weet, sy gaan ook nie inkomste kry nie.
So dit maak dit nog moeilik ook. Yes. Is daar enigiets wat jy vir die mense daar buite wil sê, iets van mense wat bydra of iets wat julle graag, wat jy iets nodig het, wat iemand daar buite dalk vir julle was, iets Weet gee? jy, op die stadium, ek hou nie van bedel nie, maar as daar mense is wat ons, het sy, jy weet, 'n geldjie om net by te dra tot 'n leer, dit gaan nie vir my nie, dit gaan alles vir my kinders. Kos gewys, enigiets, dit maak nie saak wat dit is. Alles op die stadium word waardeer, en dit is soos 'n nood, want ek meen, jy weet, daar is nie werk daar buite nie. En dit is my moeilik as enkel ouer of as een persoon om almal by te dra. Telefoonnommer, hoe kan die mense kontak wees by julle? My nommer is 081 803 6388. Okay. So is 081 803 6388. Kan die mense jou kontak as hulle meer wil bydra wil maak oor die finansiële of iets verby wil dra wil maak. Iets laaste wat jy nog iets wil sê daar buite? Al wat ek kan sê is, ek vra ons gebede, om nie op te hou bid vir my kind nie. Maar dan vra ek ook die mense wat, jy weet, wat nie 'n mooi woord kan sê nie. Hou dit eerder vir julleself. Want ek as ouer lees dit, en my kind lees dit. En op die stadium, sy gaan deur 'n traumatiese tyd, sy word deur 'n sielkundige alles gesien, omdat dit vir haar baie moeilik is, want sy lê van die 3de Mei af, lê sy nog al die pad in die hospitaal. En om die hele tyd om negatiewe goed te sien, is dit goed. Maak haar net nog meer negatief. Jy weet, sy het op tye positief geraak by die dokter gesê, ook as sy kan huis toe kom, alhoewel sy in 'n rolstoel, tot hulle begin agterkom het hoe ernstig hierin is. So, Nogals vir my kind af wil ek sê, ons bid vir julle vorentoe en ons hoop die pad vir julle word sterker en mooi alles, so al die sterkte vir julle vorentoe en dankie dat jy met jou storie met ons gedeel het en ek dink daar is soveel mense wat graag hier ware storie hoor en jy het nou vir ons die waarheid, maar vanaf vir ons kind af wil ek sê baie wat dankie en sterkte vir jou pad vorentoe en mag dit